1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Karnali red die huis. Die dag van die hondeskou breek uiteindelik aan. Koos en Skatlam is besig om hulle pragtige hond, Lady, mooi te maak en te borsel vir die skou. Fabond, die man in Lady se lewe, gaan ook skou toe. Maar arme klein Karnali moet by die huis bly. Al Lady en Fabond se klein hondjies moet by die huis bly. Tannie Sarah sal julle oppas, sê Skatlam. Soet wees hoor. Karnali, Wolly, Worsie en Woepsie. Wolly en Worsie is 'n snaakse naamppies. Karnali, Wolly, Worsie en Woepsie sit by die venster en kyk hoe almal daar wegry. Klim dadelik daar af, roep Tannie Sarah. Julle sal die ry te vuil maak. Die klein hondjies spring dadelik af en Tannie Sarah is baie streng. Die hondjies gaan sit maar voor die kaggel. Hulle kyk na die vuur. Karnali gaan staan reg voor die vuur. Woef, 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 blaf hy. Hy draai om en swaai sy stert na die vuur toe. Oeps, die vuur brand die punt van Karnali se stert. Nee, raas Tannie Sarah. Moenie met die vuur speel nie. Karnali kruip onder 'n stoel weg. Hy bly net daar. Hy kom eers uit toe hulle kos kry. Tannie Sarah gee vir almal kos. Toe sê sy: "Nou gaan ons eers 'n entjie stap. Sal julle hondjies soet wees?" Wolly, Worsie en Woepsie blaf blaf om te wys hulle is altyd soet. Woef, blaf Karnali. Hy sal ook probeer om nie stout te wees nie. Die uitstappie begin en Tannie Sarah is voor. Agter haar in 'n ry stap Wolly, Worsie, Woepsie en Karnali. Hulle stap by 'n poel water verby, maar Karnali spring nie in die poel nie. 'n Kat sis vir Karnali. Hy jaag nie eers die kat nie. Hy's mos besig om soet te wees. Na rukkie kom hulle by 'n brandweerstasie. Karnali sien hoe jong brandweermanne leer om 'n vuur te blus. Hulle leer ook hoe om mense te red. Arme Karnali kan dit nie verstaan nie. Hy draf na die brandweermanne toe. Hy hardloop vinnig deur die brandslang se water. Toe hardloop hy by die trap van die opleidingsstoring op en spring saam met die brandweerman af tot in die net. Dis mos nou pret, dink Karnali, terwyl hy die water van sy nat lyfie afskud. Maar toe onthou Karnali, waar is Tannie Sarah en die hondjies nou? Hulle is besig om verder in die straat af te stap. Toe hulle by die parkie kom, stop Tannie Sarah om die hondjies te tel. 1, 2, 3. Waar is die vierde hondjie? Waar is Karnali? En Tannie Sarah kyk agter die bome en bosse. Karnali, Karnali, roep sy. 'n Polisieman hoor haar en stap nader. Kan ek miskien help, mevrou? Vra hy. Ek moet 4 hondjies by my hê, sê Tannie Sarah. Maar nou is daar net 3. Net toe kom Karnali daaraan en hy gaan sit in die ry. Die polisieman tel die hondjies. 1, 2, 3, 4. 4? Vra Tannie Sarah verbaas. Daar sit Karnali langs die ander hondjies, maar hy is sopnat. Jou stoute hond, raas Tannie Sarah. Sy is kwaad. Jy slaap vanaand buite, Karnali, en sy laat almal net daar omdraai om huis toe te gaan. Toe hulle by die huis kom, wag die hondjies by die voordeur sodat Tannie Sarah dit kan oopmaak. Karnali hoop hy kan ook ingaan, maar Tannie Sarah hou haar belofte. Buite, jy moet in die agterplaas bly, sê sy. Arme Karnali. Hy kyk deur die venster en sien hoe Wolly, Worsie en Woepsie hulle aandete kry. Toe sien hy hoe lekker hulle aan die slaap raak in die warm, gesellige mandjies. Hy kyk hoe Tannie Sarah haar rok stryk. En 'n rukkie later sit sy die ligte af en gaan slaap.
Arme Karnali gaan lê in die hondehok. Skielik ruik hy iets. Dis rook en dit kom by die huis uit. Karnali hardloop venster toe. Tannie Sarah het vergeet om die strykyster af te skakel. Die strykplank en die gordyne is aan die brand. Die vuur word groter en groter en Karnali moet iets doen. Hy moet vir Tannie Sarah wakker maak. Woef, 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 woef. Blaf hy so hard as wat hy kan. Tannie Sarah kyk by die slaapkamer se venster uit. Bly stil jou stoute hond, raas sy. En sy kan nie die brand sien of ruik nie. Woef, woef, blaf Karnali, maar Tannie Sarah gaan klim weer terug in die bed. Toe kry Karnali 'n plan. Hy is snel in die straat af na die brandweerstasie toe. Woef, woef, blaf hy vir die brandweermanne. Dis die klein hondjie wat vanoggend met ons gespeel het, sê die een brandweerman. Maar hy speel nie nou nie, sê die ander een. Hy soek hulp. Kom, volg hom. Karnali hardloop vooruit in die straat af. Hy lei die brandweermanne na die brandende huis toe. Die brandweermanne begin dadelik die vuur met groot brandslange spuit om dit te probeer blus. Een van die manne tel vir Karnali op. Tannie Sarah en die klein hondjies kom buitentoe toe hulle die geraas hoor. Wat doen julle? Vra sy. Ons blus die vuur, sê die een brandweerman. Hierdie slim hondjie het julle lewens gered. Die volgende dag kom Koos en Skatlam by die huis aan. Lady het die eerste prys by die hondeskou gewen. Sy dra haar medalje aan 'n blou stryk om haar nek. Almal is baie trots op Lady. Toe vertel Tannie Sarah hulle van die brand en sy vertel hoe Karnali hulle lewens gered het. Lady en Fabond kyk vir mekaar en glimlag. Hulle is baie trots op Karnali. Fabond haal die medalje om Lady se nek af en gee dit vir Koos. Koos weet presies wat Fabond wil hê en hy moet doen. Hy laat Karnali op die stoel sit en hang die medalje om sy nek. Die hele familie blaf en juig. Karnali is 'n held. Wat 'n wonderlike hondjie, sê Tannie Sarah. Karnali voel baie trots en gelukkig. Sy huis is weer veilig en sy familie is weer almal bymekaar. Fluit, fluit, my storie is uit.